As ek reg is, die laaste Sondag voor die skool weer begin, dank die Here. Het was lank en uitmergelend. Ek het gedink dit gaan nooit ophou nie. Het gevoel soos 40 dae en 40 nagte. Ons is so bly jy is vanmôre hier. Nou ek wil graag vanmôre, ons het in die laaste paar weke het ons gepraat oor winter. En ek wil graag vanmôre daarmee afsluit. En nou kom ons dink gou aan die winter. Winter is koud, dis onpersoonlik. Winter lyk alles morsdood. Amen. Dis ongemaklik. Jy hou nie daarvan nie. Is dit nie waar nie? Maar enige iets wat in ons lewe gebeur, het 'n begin en 'n einde. Daar's niks wat hier op aarde gebeur wat vir altyd aanhou nie. Net soos wat 'n seisoen ook is. Dit het 'n begin en 'n einde. Prediker sê, net so met ons lewe, daar's 'n dag om gebore te word, maar daar kom ook 'n dag. Nou ek wil nou nie daar gaan nie. Maar wat vir ons belangrik is, winter is nie vir ewig nie. En eintlik is winter besig om ons voor te berei en in gereedheid te bring vir die lente. En die lente is eintlik die aankondiging van 'n nuwe seisoen. Is dit nie waar nie? Nou, lees saam met my in Jesaja 43. U kan dit op die skerm volg. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie. Is julle hier by my? Dink nie aan die vorige ding nie. Slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. So dink nie daaraan nie. Slaan nie ag nie. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. So, as ons nou dink aan hierdie laaste paar weke, 3 of 4 weke, wat ons gepraat het oor winter, het ons die eerste week gepraat oor wanneer God stil lyk. Wanneer dit lyk asof die Here stil is, ons bid en ons vra en ons soek en ons smag, maar dit is asof dit stil is. Jy het net hierdie ervaring, dit voel asof die Here nie hoor nie. Jy bid, maar dit voel vir jou gebed gaan nie verder as jou kamer nie. Maar wanneer dit stil lyk, werk die Here nog steeds. Hy werk net op 'n ander manier. Wintertyd is 'n besondere tyd waar al die blare en al die oortollige afgegooi word sodat daar gefokus kan word op die diepte van die wortels. Die grootte en die diepte van die wortels. Die tweede week het ons gepraat oor die vuur mag nie uitgaan nie. In die wintertyd het jy soms die oortuiging om net te kan sê, ag man, genoeg is genoeg, ek gaan nou maar net. Maar ons het toe gepraat oor die vuur mag nie uitgaan nie. Die vuur van die Heilige Gees. En verlede week het ons gepraat oor daai droë bene, en die Gees bring nuwe lewe. Die Gees. Is dit nie mooi as die Here met Jesegiel praat en hy sê vir hom, nadat hy alles gedoen het en alles gespreek het en alles die Here vertrou voor het, dan sê die Here vir hom, kyk nou daai kant toe. Kyk na die wind, ek stuur die wind. Die wind, die roog, die Gees stuur ek wat nuwe lewe gaan bring. Soos in Genesis, wanneer God die mens skep, dan sê hy, nadat hy hom geskep het en nadat hy Adam gemaak het en hy volmaak was, blaas hy
sy wind, sy gees, sy roog in hom. Maar nou kom die belangrike vraag, wat gebeur aan die einde van die winter? Wat gebeur? Soos ek reeds gesê het, net soos die natuur dit vir ons getuig, niemand bly altyd in winter nie. En kan ek maar vir u sê, net soos wat ons lewe seisoene is daar geestelik ook seisoene. En in elke seisoen wil die Here vir ons iets nuuts leer. Al is jy 90. Wat het die ou mense altyd gesê, jy is nooit te oud om. Ok, julle is daarom oud. Nou, daar waar ons groot geword het, in Woester, was daar 'n besonder wingerde. En wanneer jy in die winter deur die wingerd ry, dan lyk of alles dood is. Swart takke, geen blare, geen druiwe, geen kleur. Dit lyk totaal asof dit nie net dood is nie, maar is eintlik morsdood. Of doodste, wat het jy gesê? 'n beter woord sou vrek wees, maar ek wil nie daar gaan. En as jy nie seisoene verstaan nie, sal jy sê, hierdie wingerd is morsdood. Maar as jy dit vir die boer sou sê, sou hy net glimlag en weet, ek weet van beter. Want hy weet iets wat ander dalk nie weet nie. Onder daai dooie bas vloei daar steeds lewe. En daar lyk dit ook nou hoe op die oomblik die lente is op pad. Hallo, die lente is op pad. En ek wil vanmôre vir u sê, miskien voel jou lewe vandag soos daai wingerd. Morsdood, vaal, grys, niks om te wys nie. Maar die Here sê, kyk bietjie. Nie kyk na jou probleme nie, kyk na jou sorge of jou laste of jou groot situasie, maar kyk na wat ek gaan doen. Kyk na wat ek gaan doen. En net om 'n bietjie agtergrond te gee. Jesaja praat met 'n volk wat eintlik moed verloor het, moedeloos is. Hy praat met Israeliete wat in ballingskap was. Hulle onthou die groot wonderwerk van die verlede. Hulle dink aan die Rooi See. Hulle dink aan die manna. Hulle dink aan die vuurkolom. Maar nou lyk dit asof die Here stil geword het. Dit was wonderlike goed wat in die verlede gebeur het. Maar nou is dit daarmee heen. En dan sê God iets merkwaardig. Moenie vassteek by wat ek gister en eergister gedoen het nie. Weet jy wat die Here in die verlede gedoen het, is wonderlik. Maar is verby. Nie omdat die verlede onbelangrik is nie, maar omdat God nie net die God van gister en eergister was nie. God is ook die God van vandag en môre. Amen. En moenie in gister bly leef nie. Nou, ek wil sommer hier stop en hoor my hart. Hoe ouer jy word, hoe moeiliker is dit om van gister ontslae te raak. In my jong dae, in die goeie ou dae. Kom ek sê vir julle, ons het dalk baie sentiment en baie nostalgie, maar dit was nie altyd goeie ou dae nie. Hallo. Vers 18 sê, dink nie aan die vorige dinge nie. God sê nie,
vergeet van my goedheid, vergeet wat ek in die verlede gedoen het nie. Hy sê, moenie daar bly nie. Moenie daar bly woon nie. Dis moontlik om vas te hou aan gister en eergister en vandag en môre te verloor. Party mense is so vasgegryp in die verlede dat hulle nie sien wat die Here vandag wil doen nie. En net so terloops, God is die God van vandag. Kyk, ek gaan vandag iets doen. Ek gaan vandag is die dag van welbehae. Vandag is die dag wat ons moet regmaak. Party mense leef nog op een of ander konferensie van hoeveel jaar gelede. 'n Wonderwerk van 20 jaar terug. 'n Ou getuienis. En die Here sê, man, moenie daar bly nie. Ek wil iets nuuts doen. Ek wil weer werk. Aan die ander kant leef sommige mense so vasgevang in hulle mislukkings van die verlede. En hulle verwyd eintlik hulle self. As ek maar net. As ek nie dit nie, of as ek maar net dat gedoen het. Hoekom het ek dit gedoen? Spyt is 'n goeie ding. Maar is altyd te laat. God sê, los dit. Ek doen iets niets. Los dit. Die Here wil vir jou sê, moenie bly by gister nie. Tweedens, God werk voordat ons dit nog sien. God werk nog voordat ons dit sien. Voordat ons dit sien. En kom ons sê gou vanmôre vir mekaar, die Here ken alles wat in my verlede gebeur het, maar God bly nie daar nie. Al wat ek nodig het, al wat ek vanmôre van die Here verlang, is om te sê, Here, ek is jammer, vergewe my, help my om dit nooit weer te doen nie. Dit help nie, verknog jou aan gister en eergister nie. God werk voordat jy dit sien. En hy sê, nou sal dit uitspruit. Nou sal dit uitspruit. Let op, hy sê nie eendag nie. Nou. Nie oor 'n paar maande of 'n paar jaar of iewers in die toekoms nie. Nee, nou. Die saad begin groei voordat dit in die grond verskyn. Weet jy wat, daar moet lewe onder wees voordat jy nog sy koppie sien uit die grond uitkom. Amen. Niemand sien dit nie, maar dit gebeur. Dis hoe die Here werk. Hy begin dikwels lank voordat jy dit nog sien, is die Here besig. Jy bid, niks gebeur nie. Maar onder die oppervlak werk die Here reeds. Onder die oppervlak is hy reeds in die gang. En weet jy wat, dit is so amazing hoe die Here in die agtergrond werk, waar ons niks kan sien. Hy werk reeds, hy verander harte, hy maak deure oop, hy berei mense voor, hy bou karakter, hy kry goed in plek. En kan ek vanmôre 'n toepassing in jou lewe kom maak? Kan ek vanmôre vir jou kom sê, moenie jou geloof bou op wat jy sien nie. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons... Hallo? Luister, ons bou nie ons geloof op wat ons sien nie. Ons bou ons geloof op die Here. Amen. En jy kan hom ook nie sien nie. Jy kan hom net ervaar. Weet jy wat? Jou hoop, jou verwagting, jou geloof is geanker in wie hy is. En dit bly nie daar nie. Hoor gou. Die volgende is, wat hy sê is, God maak paaie waar daar geen paaie is nie. Amen.
God sê, ek maak 'n pad in die woestyn. Nou, hierdie is nou, dink jy dis woestyn nie, maar toe maar. 'n Woestyn, was jy al regtig in 'n woestyn? Wie van u was al in Namibië, in die woestyn, daar in die Kalahari? Weet jy wat, daar's kilometers en kilometers van niks. Net sand. Is daar paaie? Daar's geen paaie nie. Maar dis juist die punt. God spesialiseer daarin om te doen wat vir die mens onmoontlik is. Dink aan die Rooi See. Dink aan daai Rooi See, daar's geen pad nie, daar's geen toevlug, daar's geen uitkoms nie, maar die Here maak 'n pad. Dink aan die Jordaan. Geen pad, maar God maak 'n pad. Dink aan die kruis. Dit lyk soos die einde. Dit lyk soos 'n doodloopstraat. Maar God bring verandering en die kruis word die begin van 'n pad van verlossing. Miskien kyk jy vandag na jou eie lewe en jy sê, ag, ek is in 'n doodloopstraat, ek het geen uitweg nie, ek het geen kans nie, daar is nie meer 'n manier nie, maar die Here sê, ek is reeds besig om een te maak. Amen. En hy sê nie net God maak 'n pad in die woestyn nie. Hy gaan verder en hy sê God gee riviere in die woestyn. Nou om 'n pad te kry is een ding, maar om 'n rivier nie net 'n pad nie, maar water. Nou water beteken lewe. Water beteken iets wat die Here bring wat verfrissend is, voorsiening, hoop, groei, ontwikkeling, uitbreiding, dit kom deur water. God beloof nie net oorlewing nie, hy beloof voorsiening. En ons God is nie 'n God wat vir jou net genoeg gee vir vandag nie. Dink aan die volk Israel. As Jesaja hier praat, dan praat hy met 'n klomp wat deur die woestyn is. En God het elke dag manna en kwartels gegee. En dit was elke dag genoeg. Eintlik was dit meer as genoeg. Daar was eintlik plek vir môre ook uit dit wat vandag. Maar hy sê nee. Vandag as dit verby is, môre is 'n nuwe dag. Is 'n nuwe kans, is 'n nuwe voorsiening. En water beteken lewe. God probeer nie vir jou iets beloof wat dui op net oorlewing nie. Nee. Hy beloof voorsiening. Voorsiening. En ons God is nie net die God van net genoeg nie. Hy's die God van meer as genoeg. Hy's die God van oorvloed. El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one. Die woestyn verander nie God se karakter nie. Luister, hy bly in beheer en hy bly die voorsiener. Amen. Hy bly in beheer en hy bly die voorsiener en hy bly die God van meer as genoeg. Dis wie hy is. En maar weet jy wat? Ek wil eintlik die handrem nou optrek en sê wag net so 'n bietjie. Voordat jy daar kom by die pad in die woestyn, voordat jy kom by die rivier, voordat jy daar kom, berei hy jou voor. Hy berei jou voor. Nou ons hou almal van die belofte dat hy vir ons gaan voorsien. Ons hou van daai belofte. Maar ons vergeet dat voor die belofte kan plaasvind, berei hy jou eers voor. Amen. Hy berei jou voor. Nou, God berei ons voor, voordat hy ons bevorder. Dink aan Josef. Josef moes eers in 'n put. Hallo?
Eers in 'n put, dan slawerny, dan die tronk, dan die versoeking en dan weer en dan die paleis. Hy berei hom voor. Dink aan Dawid. Hy is eers in die veld gevorm en nadat hy uit die veld uitkom, kry hy 'n geleentheid met Goliat en dan kry hy 'n kans om gesalf te word en dan kry hy 'n kans. Maar weet jy wat? Dan op die ou einde van die dag moet hy vlug vir sy lewe. Dis alles deel van die voorbereiding voordat hy in die paleis kon gaan. Voor hy op die troon kon sit. Het jy al mooi hieroor gedink? Jesus, en wie is Jesus? Jesus is volkome mens, ja, maar hy is God. Het jy al besef dat hy homself moes voorberei? Voordat Jesus se bediening van die laaste 3 jaar kon begin, was hy vir 30 jaar in voorbereiding. Hallo? 30 jaar voor sy bediening. God bou eers. Hy investeer in 'n mens se lewe. Hy maak deposito's voordat hy jou bediening bou. Voordat jy die water en die riviere en die pad sien. Ons moet eers sien wat God kan doen, voordat ons kan uitkom by die vervulling van die beloftes. Nou hoor wat sê die Here, hy sê, sal julle dit nie merk nie? Sal jy dit nie raak sien nie? Sal jy nie waarneem met jou eie oë nie? Met ander woorde, hey, skud 'n bietjie wakker. Gee die ou langs jou pomp en sê, is jy wakker? As jy alleen sit, maak bietjie jou arm so, ek het nog lig. Is jy wakker? God is aan die werk. Maar soveel van ons sien dit nie. Waarom? Weet jy wat? Ek besef net al hoe meer. Ons is so gefokus op dit wat ons nie het nie. Op al ons probleme, op al die krisisse, op alles. En baie keer dan vergelyk ons onsself mos. Nou nie jy nie, maar ander mense. Kyk daai een. Hoekom is dit? Dis nie regverdig nie. Dat hy dit of sy dat of... Luister, God loop met jou 'n pad. Hy loop met jou 'n pad. God werk. En jy sien dit nie, want jy is so gefokus op jouself. En geloof sien nie jouself nie, geloof sien God se hand in beweging. Geloof is selfs daar voordat die wonderwerk nog voltooi is. Dit bring my by die hoogtepunt van vanmôre. Ek weet nie hoeveel van julle op die oomblik deur winter gaan nie. Praat nou nie van hierdie fisiese winter nie. Praat van winter in jou eie lewe. Ek weet nie hoe lank dit al aan die gang is nie. Maar ek weet, winter is nie die laaste woord nie. Winter kan wees wat hy wil, die wind kan waai, dit kan koud wees, dit kan wit wees, maar God het altyd die laaste woord. Hy het altyd die laaste sê, hy het altyd die laaste skuif. As Jesus uit die graf uit kon opstaan, kan jou hoop en jou geloof ook opstaan. Amen. As God water uit 'n rots uit kan gee, kan hy hom seker vir jou ook iets gee. Amen. As hy die Rooi See kan oopmaak, kan hy hom seker vir jou ook 'n pad maak. As hy droë bene, wat die doodste van die doodstes is, spierwit, morsdood, geen lewe nie. As hy dit by mekaar kon bring, kan hy hom seker vir jou ook herstel bring. Amen.
as hy sy seun kon opwek, is daar niks in jou lewe wat hy nie kan doen nie. Hy het die vermoë, hy het die mag, hy het die autoriteit, hy het die heerskappy om vanmôre net 'n woord te spreek en te sê ek wil. Amen. En daarom wil ek vanmôre vir jou kan sê, moenie ophou glo nie. Hou aan glo, hou aan bid, hou aan om die Here te aanbid, hou aan om hom te, ons het begin om te sing, He's worthy to be praised. Amen. Hy is waardig, want jou lente is nie gebaseer op eksterne faktore nie. Jou lente is nie gebaseer op die ekonomie van ons land nie. God het sy eie ekonomie. Ek weet nie van jou nie, maar ek lees in die Bybel, dat as mense armoede het, dan kan sy eie kinders floreer. Amen. Ons nuwe seisoen, die lente, is nie gebaseer op mense nie, op wie die president is nie. Nee, dis nie gebaseer op jou geluk nie, maar is gebaseer op wie God is in sy getrouheid. Ek wil afsluit. Ons het hierdie reeks begin met die God van stilte. Maar ons eindig met die God van belofte. Die winter was nie verniet nie. God het jou gevorm, hy het jou gebou, hy het jou geloof verdiep, hy het jou wortels sterker en groter en dieper laat sink. En nou sê hy, kyk, nie na die winter nie, kyk na my, want ek gaan iets niets doen. Ek wil vir jou vanmôre vra, miskien moet jy sommer daar waar jy sit, vergeet van jou vrou of